Ons is besig met ons reeks ontbyt van kampioene en julle sal weet in hierdie reeks is ons besig om te gesels oor die belangrikheid van die woord, van die Bybel in my lewe. En ons het vir mekaar gesê in hierdie reeks, net soos wat ek aardse kos nodig het en elke dag, paar keer 'n dag aardse kos inkry om my aan die gang te hou, dit is my petrol, dit is my voedingskrag, dit gee vir my die vitamine en die minerale wat ek nodig het, net so het ek hemelse kos nodig. En Jesus het gesê, man shall not live on bread alone, but from every word that proceeds out of his mouth. So ek het ook nodig om die hemelse kos in te neem en 'n deel te maak van my lewe. Die probleem met die Bybel is dat baie mense, meeste huise is vol Bybels, maar min mense lees dit, oordink dit, eet dit, bestudeer dit. En wanneer dit kom by die woord, dan is dit nou nie soos 'n tydskrif wat ek daar op die strand lê en lees, of 'n boek wat ek al langs die swembad lê en lees in die son en so 'n bietjie bak nie. Wanneer ek die Bybel lees, is ek besig om dit te bestudeer. So ek sit by 'n lesenaar en ek het 'n pen en ek het highlighters en ek maak notas en ek skryf en omkring en ek memoriseer sekere gedeeltes. So dis 'n aktiewe proses. Gesels nou die dag met my belydensklas en ek vra toe vir hulle, waar lees hulle die Bybel? En almal sê vir hulle, nee, hulle lê daar op hulle bed. Nou ek wil vir jou sê, as jy op jou bed jou Bybel lê en lees, is jy toast. Want wat doen ons op 'n bed? Ag, ek het al 'n paar keer in my lewe so laat aand probeer Bybel lees. Ek lees so 'n paar sinnetjies en die volgende oggend dan word ek wakker met die Bybel hier op my bors. 'n Bed is vir slaap. So as jy die Bybel wil lees, gaan sit jy agter 'n lesenaar of by 'n eetkamertafel met 'n pen en jy maak notas, jy skryf neer wat die Here vir jou gesê het. En dan het ons vir mekaar gesê, as jy een keer 'n week met die woord te doen kry, en dit kan wees dat jy net op 'n Sondag kerk toe kom. Hoorie, dan wil ek vir jou sê, as jy in jou kanon in, een keer 'n week die Bybel lees, geen effek op jou lewe nie. 2 keer 'n week, geen effek. 3 keer 'n week, dit begin die skaal so klein bietjie roer. Navorsing wys vir ons, dis eers wanneer jy 4 of meer kere 'n week tyd in die woord spandeer, dat die woord jou impakteer, dat jou lewe verander, jy God beleef, God in en deur jou werk, God vir jou werklikheid word. So baie belangrik dat ons vir mekaar sê, en ons mik nie vir 4 'n week nie, ons mik vir 7. Want life happens, en party oggende kom jy net nie uit die bed uit nie, of jy's vroeg uit en jy's op pad na 'n vergadering toe, en dan mis jy jou stilte tyd. So ons mik vir 7, sodat as ek dalk hier en daar 'n dagie mis, dan kom ek ten minste nog by 4 uit, en die Here my lewe verander en 'n impak het op my lewe. En dan het ons in hierdie reeks met mekaar gesê, ons leef asof God nie bedoel wat hy sê nie. En as jy mooi 'n bietjie gaan dink in die Bybel, dan kom die vyand, en die eerste ding wat hy vir Adam en Eva gesê het was, het God regtig bedoel wat hy gesê het? Het hy regtig bedoel wat hy gesê het? En die oomblik wanneer jy daai stem hoor, dan is jy besig om die kultuur en die vyand se stem te hoor. Nou vandag wil ek net 'n bietjie gesels oor ons leef of in cancellation of desolation. Jy leef of op 'n plek waar jy vreugde en vrede het. Romeine 15 wat vir ons sê, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of joy and peace and righteousness in the Holy Spirit. So jy leef of op 'n plek van vreugde en vrede, of jy's op 'n plek van desolation. Ons het nie lekker Afrikaanse woorde daarvoor nie, maar 'n plek van verlatenheid. Jy leef op 'n plek van of vreugde en vrede en tevredenheid, of jy leef op 'n plek van verlatenheid en waar jy moedeloos en hopeloos en moeg is. Jy leef op een van daai 2 plekke. Nou baie keer gebeur dit, dat jy kan die een Sondag, kan jy totale vreugde en vrede en tevredenheid beleef, en dan die volgende week kan jy op 'n plek wees waar jy verlate voel en sukkel en swaar trek. So ons leef op een van daai 2 plekke. Ek sien in die week iemand sit op sosiale media hierdie prentjie. Ekskuus tog, ons dink, hoorie, ek is op 'n paadjie, Dawid, hy en Goliat beklei, en hy slat hom bloedneus, en nou dink ons, hoorie, die prentjie gaan net so een reguit, is net 'n reguit lyntjie wees van een opreguit lyntjie, waar ek net van die een triomf na die ander triomf gaan leef. Maar ongelukkig werk die lewe nie so nie, nê? En jy verslaan jou Goliat, en jy het 'n groot oorwinning, en in die volgende ding gaan jy deur die water. En dan oorwin jy dit, en dan loop jy deur die klippe, in 'n diep vallei van doodskare weer dalk, en dan oorwin jy dit, en dan kom jy op 'n plek waar dit net storm in jou lewe, en is 'n winterseisoen.
So die paadjie saam met die Here lyk maar partykeer so, en dan is hy af, en dan is hy weer af, en Jesaja 43 sê, wanneer julle deur die water gaan, wanneer julle deur die vuur sal gaan. Johannes 16:33 sê Jesus, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. So ons plan is sommer net een lekker reguit lyn op, een oorwinning na die ander. Maar partykeer laat God toe, laat ons bietjie deur moeilike tye gaan, tye van vertwyfeling, tye van donker, van swaar, en hy gebruik dit alles in ons lewens. Psalm 119, so terloops, gaan 'n klomp Engelse teksverse lees. Ek het die laaste jaar of 2 bietjie die Message parafrase gelees, en ek hou van die Passion Translation, so hier's 'n klomp Engelse teksverse in vandag se Afrikaanse preek hoor. So Psalm 119:66 sê, teach me how to make good decisions and give me your revelation light, for I believe in your commands. Nou as jy 'n psalm wil lees, wat die belangrikheid, die sentraliteit, die vreugde, die krag, die impak van die Bybel, van die woord van God wil soek, dan is dit Psalm 119. En hier sê hy, hoorie, maar u leer vir my om goeie besluite te maak. Baie van ons, we live in desolation, ons leef in verlatenheid, as gevolg van verkeerde keuses. Ons is die produk van ons keuses, ander se keuses en ons eie keuses, wat ons maak en gemaak het, dikwels verkeerde keuses, sondige keuses, en dan beland ons op 'n plek van verlatenheid. En nou sê Dawid, hoorie, Jesus, maar u woord leer my om goeie besluite te maak en die regte pad te stap. Nou ons gaan 3 gedagtes deel. Nommer 1, jy leef of in verlatenheid of in vreugde, vrede, tevredenheid. You either live in consolation or desolation. En dan wanneer jy benoud is, wanneer dit swaar gaan, hou vas aan God se beloftes. When you go through a difficult time, hold on to his promises. When you have problems, hold on to his promises. En dan sy woord lig ons uit verlatenheid uit. Die eerste gedagte, ons leef of in verlatenheid, desolation, of in consolation, vreugde, of in vreugde. En as jy na Dawid se lewe gaan kyk, dan sien jy, hy begin, en aanvanklik is hy onbekend, en hy spandeer tyd saam met die Here daar in die veld, en hy leer om die beer en die leeu, en dit te oorwin, en dan kom hy op die toneel, en die profeet salf hom, en hy oorwin vir Goliat. En vir 'n rukkie is hy baie populêr, en toe begin Saul hom vervolg, en Saul wil hom doodmaak. En daar is elke kort vir die volgende 13 jaar, is daar probleme, is daar uitdagings, is daar kopsere. Onthou nou, hy is gesalf as koning. 13 jaar later word hierdie belofte, word dit eers waar. En daai tussenin tyd, het hy uitdagings, het hy probleme, het hy kopsere, die een ou na die ander wat hom letterlik wil doodmaak. Elke kort is Saul op sy spore. Maar met die Here se hulp oorwin hy, met die Here se hulp bly hy getrou. En hy bly vashou in his problems, he kept on holding on to God's promises, en hy het op die ou ende, het dit waar geword, wat God vir hom gesê het, sal gebeur in sy lewe. Ons het 'n dametjie in die gemeente gehad, wat op 'n stadium, wel eintlik nie in die gemeente, nie, iemand buite die gemeente, en hulle het op 'n stadium met hulle vir ons 'n vleuelklavier geskenk vir die gemeente. Nou afhangend van die grootte en wat se maak het is dit so enigiets tussen 300 en 750.000 rand. Dis 'n groot geskenk om te gee. Maar wat vir my hartseer is van hierdie familie, die vrou het regtig 'n baie mooi pad saam met die Here gestap, maar op 'n stadium het haar man begin drink en aan die drink geraak. So erg dat hy naderhand sy werk verloor het, naderhand hulle huis verloor het en hulle alles verloor het in die proses. En dis so half, jy kan die vrou wees wat die pad stap, wat getrou is, wat gehoorsaam is, wat lief is vir die Here, saai in sy koninkryk in. En die mense in en om jou kan verkeerde keuses maak, kan nie leef in lyn met die, kan ongehoorsaam wees aan die woord, nie leef in lyn met die woord nie. En dan kan jy geweldige swaar en seer beleef en op 'n plek van desolation opeindig. So hoekom eindig ons op plekke van desolation, van verlatenheid, waar dit voel, God is ver, waar dit voel, God hoor my nie, sien my nie, waar dit voel, ek is moedeloos, hopeloos. Verkeerde keuses lei daartoe. Sondige keuses lei daartoe. En as ons nie die riglyne van die woord, Psalm 119 sê, sy woord is 'n rigtingwyser, wat vir ons op die regte pad hou. Nou,
3 redes. Why do we have desolation? Hoekom leef ons partykeer in verlatenheid? Nou, Saint Ignatius het in die 15de eeu, het hy die volgende 3 goeters neergepen. Hy het gesê, the first is, because we have been tepid and slothful or negligent in our exercises of piety. And so through our own fault, spiritual consolation has been taken away from us. Ja, dis nou groot woorde. Al wat hy eintlik daardeur sê, is hy sê, hoorie, ons het nie die dissiplines toegepas van tyd in die woord eet, die woord lees, die woord bestudeer, die woord oordink, die woord memoriseer, die woord deel maak van my lewe nie. Daai dissipline was nie deel van my lewe nie. En hy sê, en dan sonder dat jy dit besef, so stukkie vir stukkie, dan begin die lig in jou lewe kwyn, en dan begin die lig al hoe minder raak, en dan eindig jy op 'n plek van verlatenheid. You feel you are living in a place of desolation. Daarom sê vers 11 in die message, hy sê, how can a young person live a clean life? By carefully reading the map of your word. Hy sê, hoorie, wil jy in die lig lewe, wil jy die regte besluite maak? Hy sê, hierdie is 'n padkaart, hierdie is 'n routekaart, lees hierdie woord. I'm single-minded in pursuit of you. Don't let me miss the road signs that you've posted. Sy woord is soos routekaarte, bordjies langs die pad, wat vir my sê, pas op hiervoor, daar is 'n skerp draai, gaan in hierdie rigting. Hierdie is my pragtig vertaal, hy sê, I've banked your promises in the vault of my heart, so that I won't sin myself bankrupt. So we can end up in a place of desolation when we don't deposit His word in the vault of my heart, and then we sin ourselves bankrupt. Is dit nie pragtig vertaal nie? Maar iets daarvan is waar daarvan, as ek die woord nie deel maak van my lewe nie. Die tweede rede sê Saint Ignatius, hoekom ons desolation het. Hy sê, the second reason is because God wishes to try us, to see how much we are worth, and how much we will advance in His service and praise when left without the generous reward of consolation and signal flavors. Ag, nou weer lekker groot woorde, moeilike sin. En eintlik wat hy maar net daardeur sê is, hy sê partykeer toets die Here ons. Partykeer staan hy net vir so 'n oombliekie terug. As jy nou so 'n bietjie dink aan Abraham kry die belofte van die Here af, dat hy en Sarah op 'n hoë ouderdom, dat hulle kinders gaan hê. Ek dink op 'n stadium het Sarah so vir Abraham gekyk en gedink, nee, ons is in ons kanon in. Maar dis 'n toets. En hy kry die belofte, 25 jaar verloop voor daai belofte waar maak. So die Here toets sy geloof, maar Romeine sê vir ons, kom ons gaan lees dit. Romeine sê vir ons dat Abraham het bly vashou. Alhoewel hy het nie begin twyfel in sy geloof nie, en hy het bly vashou aan die woord. En dan sê die Engels, and his faith was credited to him as being righteous. Psalm 119 sê, I can see now, God, that your decisions are right, and your testing has taught me what is true and what is right. Hier kom sê hy, hoorie, partykeer word jy getoets, en dan word jou motiewe en wie jy is word geopenbaar, en die Here kan bietjie kyk of jy regtig gaan vasbyt, gaan volhard, gaan deurdruk, of is jy daar net vir die beloning en vir die lekker en vir die vreugde. Partykeer vat hy dit so bietjie weg om te toets wat daar in ons harte en ons lewens aan die gang is. En dan die derde rede hoekom ons desolation het. The third reason is because God wishes to give us true knowledge and understanding of ourselves, so that we may have an intimate perception of the fact that it is not within our own power to acquire and attain great devotion, intense love, tears, or any other spiritual consolation, but that all this is the gift of the grace of our God, our Lord, sê Saint Ignatius. En wat sê hy eintlik? Ons weet, as jy 'n koeldrankblikkie vat en jy skit 'n gas koeldrankblikkie, hoor jy as jy hom maar oopmaak, dit wat daar binne is, spuit so uit. En hy sê, partykeer vat die Here sy lig net so bietjie van ons af weg. En dit wat hier binne in jou hart leef, dit kom radikaal, duidelik, kom dit hier uit jou lewe uit. So, die Here gebruik partykeer van hierdie tye. Hy gebruik dit om ons te toets.
Hy gebruik dit om vir ons te wys, maar wat eintlik hier binne in jou hart leef. Partykeer dink ons, nee, weet ek is nou net te sleg nie, ek is dan redelik oulik nie. En dan gebeur daar slegte goeders, daar kom druk. En dan sien ons, joh, hoorie, maar hier dan 'n klomp aggressie hier uit my lyf uitgespring. En dan wys die Here vir jou wie en wat jy werklik is. Psalm 119:71 sê, my troubles turned out all for the best. They forced me to learn from your textbook. Ek kom sê hier, die Bybel is soos 'n handboek, 'n teksboek, wat vir jou wys die rigting wat jy moet stap, maar ook vir jou wys wie en wat jy is. Tweede gedagte, wanneer jy benoud is, hou vas aan sy beloftes. Hold on to his promises when you have problems. Psalm 119 vers 11 sê, die een vertaling van die Passion Translation sê, I consider your prophecies. Ek het in hakies bygesit, word or promises. I consider your prophecies to be my greatest treasure. And I memorize them and I write them on my heart to keep me from committing sins treason against you. So ons moet, die woord moet ons aan vashou. So wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer ek uitdagende tye het, dan moet ek vir myself 'n belofte kry. As ek deur uitdagende tyd gaan met my besigheid, met my finansies, met my kinders, met my huwelik, met my gesondheid, met my gemoedstoestand, dan moet ek 'n belofte van die Here afkry en ek moet aan daai belofte vashou. Ons sien Dawid was een van die suksesvolste konings in die geskiedenis van Israel. En hy het 'n klomp dinge op sy bordjie gehad. Hy was 'n koning gewees. En hy het 'n hele ryk gehad wat hy moes bestuur met allerlei uitdagings aan dit verbonde. En as koning het hy elke kort 'n oorlog gehad wat hy moes beklei, waarvoor hy moes bid en beplan en organiseer en strategieë voorkry. En dan sien ons, was hy 'n digter en hy het 'n verhouding met die Here gehad. En ons sien hy het 'n paar vrouens gehad en hy het 'n klomp kinders gehad. Hy was 'n pa, hy was 'n man. En hy het op elkeen van hierdie terreine het hy uitdagings beleef. Hy het ongelooflike, moeilike, slegte, swaar tye beleef. Maar elke keer het hy in daai tye vasgehou aan die beloftes van die Here en die Here het dit waargemaak en hom deurgedra. En so moet ek en jy ook doen. It helps me to keep from committing sins treason against you. Vers 49 sê, may your tender love overwhelm me, O Lord, for you are my Savior and you keep your promises. En hier kom sê Dawid, hy sê, hoorie, ek was een van die ellendiges wat geroep het. En die Here het gesien, die Here het gehoor, die Here het my uit al my benoudhede uitgered. Die Here maak sy beloftes waar en hy laat dit realiseer. Vers 98 sê, by considering your commands, I have an edge over my enemies, for I take seriously everything you say. Hy het vyande gehad wat letterlik sy koningskap, sy lewe, sy vrou en sy kinders wou doodmaak. En hy sê, hy het vasgehou aan die Here se beloftes, aan sy woord. En hy sê, it gave him an edge. En wie van julle sal nie graag 'n edge wil hê, daar in die werksplek, in die besigheidsplek waar jy elke dag werk nie. And if you eat and memorize and study his word, you will have an edge over your competitors. Maar ons bly almal mens. In vers 82 sê hy, Lord, never forget the promises you've made me, for they are my hope and my confidence. I'm consumed with longings for your promises. And so I ask, when will they all come true? Nou ons het nou gesê, Dawid word deur Samuel gesalf tot koning, 13 jaar verloop, toe word dit eers waar. En selfs Dawid sê, Here, okay, nou maar, hier is hierdie beloftes, ek hou daaraan vas, ek glo dit, ek het al gesien dat U my in die verlede al baie gehelp het, maar Here, wanneer gaan hierdie dinge nou waar word? En daar's in elkeen van ons se lewens. Abraham, en Sarah het op 'n stadium gelag, toe dink sy, ag Here, wanneer gaan hierdie beloftes nou waar word met hierdie ou man wat ek het? Maar Abraham het bly glo. Dawid het bly glo, alhoewel hy met tye eerlik was vir die Here en sê, Here, ek glo U beloftes. Ek weet U is getrou, ek weet ek kan op hulle staat maak, maar Here, wanneer gaan dit waar word? En almal van ons het sulke tye in ons lewens. En dan sy woord, soos wat ek besig is met sy woord lig ons. Psalm 40 sê, ek was in 'n diep, donker put, maar U het my uit daai put van verlatenheid, uit daai put van depressie, uit daai put van moedeloosheid en donkerheid, U het my
uit daai put uitgelig. His word lifts us out of desolation. Vers 49 tot 50 sê, remember what you have said to me, your servant. I hang on to these words for dear life. These words hold me up in bad times. Yes, your promises rejuvenate me. As ek so na mense luister op die oomblik, dis asof ons almal so half onbewustelik hier in ons agterkop die gedagte het van, hoorie, ons het nou 3 jaar uitgemis, 3 jaar het ons lewens amper stil gestaan met COVID, maar nou moet ons inhaal en ons moet opmaak en, as ek so na mense om my kyk, die pas, die tempo, dis net, die een ding na die ander, dis net, tjuk. Mense se lewens is vinnig en besig en aan die gang, en ons voel moeg en pap en, dis Maart, maar dit voel asof dit al die 15 November is, nee. En nou kom sê Dawid hier, hy sê, sy woord is soos aardse kos wat binne my kom en my energie gee en my voed. Sy woord gee vir my krag. As jy so deur die Bybel blaai, dan is daar soveel plekke wat hy sê, your word refreshes, renews, restores, rejuvenates. Dawid kom sê hier, your word rejuvenates me. As jy 'n bietjie moeg en lam en tam is, hoe gaan ek dit nou maak? Dan moet jy sy woord eet, so that his word will rejuvenate you. Vers 92 sê, if your revelation hadn't delighted me so, I would have given up when the hard times came. I've committed myself and I'll never turn back from living by your righteous order, his commandments, his word, his righteous order, his map, his signposts. Dis alles woorde wat hulle gebruik vir die woord. Everything's falling apart on me. God, put me together again with your word. Baie van ons gaan deur 'n moeilike tyd. En nou sê Dawid, hy sê, Here, sit my deur u woorde, u logos woorde, u rhema woorde. U sit my weer aan mekaar en ek kan staande bly. Vers 107 sê, I'm bruised, I'm broken, overwhelmed by it all. Breathe life into me again by your living word. Is dit nie mooi nie? So, deurdat ek hierdie woord eet en tyd maak vir die woord, en baie oggende staan hou op, en is moeg, dis jou eerste oorwinning oor die vlees. As jy daar aan daai bed lê, dan sê jou vleisboksie, lê nog. En as jy opstaan, dan oorwin jy die vlees, en dan sê Dawid, hy blaas nuwe lewe in jou in, deur sy woord. En daarom het ons nodig om die woord te eet en te lees en te oordink. So jy kan een Sondag in consolation wees en die volgende Sondag kan jy in desolation wees. So ons leef op een van twee plekke, of in verlatenheid of in tevredenheid, vreugde, vrede. En wanneer jy benoud is, hou vas aan God se beloftes. Maar sy woord restores, renews, revives, refresh, rejuvenates en gee vir my nuwe lewe en lig vir ons uit verlatenheid uit. Uiteindelik, hier's 'n Afrikaanse versie. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En ek het die eed afgelê en daarby sal ek bly, om aan u bepalings, u verordeninge, u wet, u woord, u Bybel te hou. Hulle is regverdig. En daarom wil ek jou aanmoedig, eet die ontbyt van kampioene. Maak dit deel van jou lewe. Dit gee vir jou krag en help vir jou om suksesvol te leef. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat u vir elkeen van ons 'n honger, 'n dors, 'n passie vir u en vir u woord sal gee. En Here, wanneer ons praat oor die woord, dan weet ons Jesus, u is die woord. En Vader, ek wil vra, openbaar vir ons iets oor die Seun en die Heilige Gees uit u woord uit. En Heilige Gees, ek wil vra, openbaar vir ons iets nuuts van Jesus en die Vader. En Jesus, ons wil vra, openbaar vir ons iets nuuts van die Gees en van die Vader. Here, Efesiërs 1 sê, I praise the God and Father of our Lord Jesus Christ. And I pray that He will give you a spirit of wisdom and revelation so that you may know Jesus. En so kom bid ek, Here, dat U vir ons 'n openbaring van U woord sal gee, sodat ons Jesus kan sien, sodat ons die liefde van die Vader kan ervaar, sodat ons die leiding van die Gees kan beleef en ervaar. En Here, soos wat ons die woord oopbreek, help vir ons om die liefde, die versorging, die voorsiening, die goedheid van die Vader te sien. Help vir ons om die vergifnis en die genade van Jesus te beleef. Help vir ons om die leiding, die wysheid, die insig, die krag, die vertroosting van die Gees te beleef.
Here, soos wat ons u woord oopmaak, Here, help vir ons om elke keer iets nuuts van u te ontdek en te leer. En dankie dat u in die proses ons groei, ons sterk maak, ons krag gee, that you breathe new life into us, that you revive, refresh, renew, restore, rejuvenate deur u woord. En gee vir ons 'n dissipline vir u woord, gee vir ons 'n passie vir u woord. Help vir ons om mal verliefd te raak en te wees op Jesus. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. Amen.